agter die voorhangsel, in die teenwoordigheid Jesus Christus, wat met sy kruisdood die voorhangsel geskeur het, en die pad vir ons oopgemaak het na U toe, dat ons in die heiligdom kan ingaan. En Here, vanmôre staan ons hier as 'n feesvierende skare, om saam met gelowiges deur al die eeue en reg oor die wêreld vanmôre te juig. Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, Jesus leef. Ons Messias leef. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons vereer nie 'n graf nie. Maar ons leef in die teenwoordigheid van 'n Jesus, 'n verlosser wat leef en wat heers en wat regeer oor elke mag, elke krag, elke majesteit. 'n Jesus wat weer gaan kom op die wolke. En elke tong sal bely en elke knie sal voor hom buig. En daarom buig ons vanmôre. Ons aanbid U en ons kom sê net dankie Here. En my gebed is Here, dat vanuit hierdie opstanding, dat ons sal ervaar, dat ons vergewe is, dat ons vrygemaak is, dat U vir ons die Heilige Gees kom gee het, dat U ons kom nuut maak, Here, dat ons regtig op 'n nuwe manier kan leef. Vader, kom raak ons aan, o Heilige Gees, kom raak ons aan, elkeen, dat ons U teenwoordigheid kan beleef. Ek bid dat U sal wees met elkeen wat vanmôre hier is, en elkeen wat na hierdie boodskap luister. Ek bid dat U kragtig in hulle lewens sal inwerk, en dat U die vernuwing sal bring. Lei ons op die pad, open die woord, dat ons vir Jesus daarin kan sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jy kan die plekke inneem. Jy kan die Bybels oopmaak by Lukas 24. Dit gaan ook op die skerm verskyn. Lukas 24. Ek dink julle kan dalk die ligte net voluit aansit, want van die mense gaan lees. Lukas 24. Ek lees vir die daar vanaf vers 36. Dit het gebeur, hierdie wat ek nou gaan lees, is na die opstanding van Jesus, en 2 dae na sy opstanding het hy 2 van die disippels gekry wat op pad was Emmaus toe. Dis nou nie daardie verhaal wat ek gaan lees nie, dis net voor dit, maar die 2 disippels, toe hulle uiteindelik besef het wie Jesus was, het teruggegaan Jerusalem toe, en toe vir die ander disippels gaan vertel, en nou gaan die verhaal voort. Vers 36. Terwyl hulle nog besig was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus onverwags tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hulle het groot geskrik en hulle het beangs geword en gedink dat hulle 'n spook sien. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verward? En waarom kom daar twyfelgedagtes in julle harte op? Kyk na my hande en my voete. Dis mos ek self. Vat aan my en kyk. 'n Spook het tog nie vleis en bene, soos julle kan sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle vanweë blydskap en verbasing nog nie glo nie, sê hy vir hulle, het julle miskien iets te ete hier? Daarop gee hulle aan hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit geneem en in hulle teenwoordigheid opgeëet. Daarna het hy vir hulle gesê, toe ek nog saam met julle was, het ek aan julle verduidelik dat alles wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Toe het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Daarop het hy gesê, so staan dit opgeteken, die Messias moet ly en op die 3de dag opstaan uit die dood. En op grond van sy naam moet bekering tot vergifnis van sondes
aan al die nasies verkondig word. Julle moet by Jerusalem begin en van hierdie dinge getuig. En kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly, totdat julle van God af met krag bemagtig is. Dis die woord van God. Voordat ek met die boodskap begin, dalk sal dit goed wees as jy net so vir 'n oomblik nadink. Wat van Paasnaweek? Wat van Paasfees beteken vir jou die meeste, vir jou persoonlik? As jy moet dink, wat tref jou die meeste? Wat beteken vir jou? Dink gou vir 'n oomblik daaroor. En as jy die vrymoedigheid het, dan kan jy dit gou deel met die ene langs jou. As jy bereid is om net te sê vir die ene langs jou, wat is dit wat jou spesifiek tref aan Paasfees? Wat staan vir jou uit? Ek gaan net so 'n minuut kans gee. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek gaan nie vir jou vra om dit voor almal te sê nie, so dis heeltemal oukei. Ek doen nie sulke goed nie. Baie dankie. Julle kan nog daaroor dink en gesels by die huis. Hierdie gedeelte vertel dat Jesus verskyn aan sy disippels op die Sondag na sy opstanding. Hulle kruip weg agter toe deure. Die deure is gesluit. Hulle is bang, hulle is benoud. Dit staan daar. En dan verskyn Jesus skielik in hulle midde. En hy gee iets baie spesiaals aan hulle. Hy gee sy vrede aan hulle. Die eerste woorde wat hy vir hulle sê, die woorde waarmee hulle groet, is vrede vir julle. Nou hierdie woord vrede, Grieks arene, Hebreëus Aramees shalom, beteken heelmaking. Dit beteken genesing, totale herstel in my menswees, ook herstel in my verhouding met God en my verhouding met ander. 'n Mens kan sê, shalom is 'n totale begrip wat beteken dat ek kan weer mens wees soos wat God oorspronklik bedoel het. En Jesus kom sê sy disippels na sy opstanding, vrede vir julle. Een van die ander evangelies sê dan ook, Jesus het bygevoeg, my vrede gee ek vir julle. Waaruit bestaan hierdie vrede? In hierdie gedeelte is daar vir my 5 dinge wat uitstaan. Ek gaan vinnig na daai 5 kyk, wat hierdie vrede eintlik beteken, want ons praat maklik van vrede, van shalom, dat die Here vir ons sy vrede gee, dat Jesus vir ons vrede kom bring in ons lewe, maar wat beteken dit? Die eerste ene is, hierdie vrede kan jy alleen kry in 'n persoonlike ontmoeting met Jesus, die Jesus wat gesterf het en opgestaan het uit die dood. Dit was nodig dat Jesus persoonlik aan hulle moes verskyn, dat hulle hom moes sien. En daarom dat Jesus vir hulle sy hande en sy voete wys, om daardie onsekerheid van hulle te kan stilmaak. Hy sê vir hulle, kyk, dis ek leef. Dis ook een van die redes hoekom hy saam met hulle eet, want hy wil vir hulle wys, hy leef regtig, hy het opgestaan. Jy sien, hulle kan eers Jesus se vrede ervaar. 'n Mens kan eers Jesus se vrede beleef wanneer jy in 'n persoonlike ontmoeting met die opgestaande Jesus gekom het. Hulle moes beleef het dat hierdie Jesus is nie maar net die Messias wat saam met hulle gestap het, die wonderlike leermeester wat vir hulle soveel mooi goed geleer het nie, maar hulle moes agterkom dat hierdie Jesus was werklik die Messias. Hy het regtig gesterf. Hy is God, want hy het ook opgestaan uit die dood en hy lewe.
Daardie ontmoeting is noodsaaklik as jy Jesus se vrede wil hê. Daar's 'n tweede aspek. En dit is, ja, hulle het vir Jesus gesien. Jesus het aan hulle verskyn, maar hulle kon eers die vrede ervaar toe hulle verstaan wie Jesus regtig is. Toe 'n verstand geopen is. Ons sien dit reeds in die gedeelte net voor dit met die 2 disippels wat op pad was Emmaus toe. Sien ons dat Jesus het saam met hulle gestap, hy het selfs met hulle gepraat, maar hulle het hom nie herken nie. Dit was eers toe Jesus die geskrifte, die Bybel vir hulle verduidelik, toe hy hulle verstand open, dat daar vir hulle lig opgegaan het. Toe eers kon hulle Jesus se vrede ervaar, en hulle hardloop en hulle getuig daarvan. Jy sien, dit is nodig, en dit was vir die disippels nodig, selfs daar. Al het hulle gesien, Jesus het opgestaan, hy lewe, hy het vir hulle gewys, was dit nodig, en Jesus het gegaan en vir hulle gaan verdui, hy het vir hulle 'n preek gegee oor die Ou Testament. Dis wat hy gedoen het, daar staan, hy het gegaan en hy het teruggegaan na die profete, en na Moses, en na die psalms, en hulle verduidelik het, hoe al daardie goed op hom van toepassing is, en hoe dit in hom vervul is. Hulle moes verstaan, dat die kruisiging en die lyding van Jesus is nie iets wat maar net toevallig gebeur het nie, dis iets wat deur die eeue voorspel is, wat in die geskrifte opgeteken is. Dis deel van God se plan vir die verlossing van die mens, en dit moes uitloop op die opstanding. Die Bybel praat daar, die Ou Testament sê dit reeds. En daarom is dit belangrik dat hulle dit moes verstaan. En kom ek sê vir jou in ons konteks, 'n ontmoeting met Jesus is geweldig belangrik, maar net so belangrik is dit, dat ek en jy moet Jesus regtig leer ken vanuit die woord, wie hy werklik is, Ou Testament en Nuwe Testament. Mense het dikwels so skewe misverstaan van Jesus. Hulle het so 'n populêre prentjie van Jesus, hulle het 'n Facebook of 'n YouTube prentjie van wie Jesus is. En wanneer ek in 'n krisis en 'n probleem kom, dan skielik skok dit my heeltemal, want dit pas nie in by die prentjie wat ek gehad het van wie Jesus is nie, maar die probleem is, ek het nooit erns gemaak met die Jesus van die Bybel nie. Ek het nooit gaan erns maak, die Bybel ondersoek nie, en daarom is een van die groot dinge wat die Here vir ons sê, en ek glo ook vanmôre in hierdie Paasondag, hy sê, gaan lees die Bybel, gaan lees die geskrifte, gaan lees dit. En hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer gaan jy ontdek wie Jesus is. Meer gaan jy ontdek God se wonderlike beloftes. Gaan jy ontdek wie God is. En dit gaan ware vrede in jou lewe bring. Dis tragies dat mense soos die Emmausgangers, wat disippels was, wat vir Jesus geken het, kan saam met hom stap. Jesus kan saam met hulle stap. Jesus kan selfs met hulle praat. Maar hulle hoor hom nie en hulle verstaan hom nie. Mense kan in die kerk wees. Jesus kan hier naby, by hulle wees. Maar hulle kan hom nooit raak sien vir wie hy eintlik is nie, omdat hulle hom nie leer ken het. Vanuit die woord, vanuit die skrifte nie. Daar's 'n derde aspek van hierdie vrede wat ons in hierdie gedeelte kry, is hulle kon alleen die vrede kry wat Jesus vir hulle gee, omdat hulle sondes vergewe is. Hulle het daar ervaar dat Jesus vir hulle sy vrede kom gee en dat daardie vrede behels dat hulle sondes totaal vergewe is, want aan die kruis het Jesus volledig betaal vir al hulle sondes en vir die van die hele wêreld. By die kruis het Jesus gesê, tetelestai, dis afgehandel, dis volbring. Die prys is betaal. En nou kom Jesus na sy opstanding en hy kom gee hierdie vergifnis prakties aan hulle. Hy kom gee dit aan Petrus. Petrus wat hom verloon het. Aan die disippels wat almal gevlug en weggehardloop het en in bangheid weggekruip het en wat gesukkel het om te glo. Hy kom gee vergifnis vir hulle, totaal. En hy kom gee vanmôre en dis deel van die opstanding.
Ja, met die kruis het hy betaal daarvoor. Maar met die opstanding kom gee hy aan my en jou vergifnis. En sy vergifnis is absoluut. Dis nie parool nie. Dis nie 'n stay of execution nie. Dis totale kwytskelding. En teen sy kwytskelding is daar geen appel nie. Niemand kan jou ooit weer aankla as Jesus jou vrygespreek het nie. Romeine 8 vers 33 en 34. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Jy moet dit hoor. Ek kan alleen Jesus se vrede ervaar wanneer ek ervaar dat ek vergewe is. Totaal vergewe is. Afgeskryf, weggewas, skoongemaak deur die bloed van Jesus. Ek kan eers genesing kry deur die vergifnis wat Jesus gee. Ek kry dit nêrens anders nie. Kom ek sê dit vir jou. Jou wonde, jou seer, jou stikkendheid sal nooit kan herstel word nie. Jou verhouding sal nooit kan herstel word as dit nie herstel word deur die bloed van Jesus en deur die vergifnis wat Jesus bring nie. Dit kom maak my vry. Dit kom maak my heel. Dit maak dat ek die verlede agter my kan sit. Dit bring 'n vrede vir my wat alle verstand te bowe gaan. Jesus kom lê nie nuwe laste op hulle nie. Jesus kom berisp hulle nie oor al hulle sondes nie. Ek het vroeër al gepraat oor Petrus. En dat Jesus hom geen oomblik teregwys oor die foute wat hy gemaak het nie. Al het hy hoeveel verskriklike foute gemaak. Jy sien, Jesus kom vra nie van sy disippels, hulle moet nou ekstra boete doen, hulle moet nou allerhande goeders doen om te kan regmaak vir alles wat hulle verkeerd gedoen het, want dis mos hoe ons dink. In ons eie lewe en ook oor ander mense. Hoekom nie? Want hy het klaar al die boete gedoen. Hy het al die prys betaal wat daar te betaal is. Hy het klaar al die straf gevat wat daar te gee is. En daarom kan hy vir hulle vergifnis gee en hulle lewe kom vrymaak, kom nuut maak. Daarom eet hy ook saam met hulle. Ja, aan die een kant om te bewys hy's nie 'n spook nie. En kan ek dit sê, dis nou nie die doel van die preek nie, maar dis duidelik, Jesus het opgestaan, liggaamlik opgestaan. Moenie glo dit was net 'n geestelike verskyning van hom ensovoorts nie. Dis hoekom dit hier neergeskryf word. Hy het saam met hulle geëet, 'n spook eet nie. Hy's 'n mens, hy het opgestaan. Maar daar was 'n tweede rede en dit hy eet saam met hulle om vir hulle te wys. Vir Petrus, vir Thomas, vir almal van hulle om vir hulle te wys. Ek het julle vergewe. Want om saam met iemand te eet, veral in daardie tyd, was 'n teken om te sê ek aanvaar jou. Ek het jou vergewe. Die verlede is agter jou gesit. Dit is interessant, as jy hierdie gedeelte en ander gedeeltes in die evangelies lees van hierdie gebeurtenis, dan berisp Jesus hulle wel, maar waaroor hy hulle berispe is nie hulle sonde en hulle foute nie. Jy moet mooi hoor, gaan lees dit asseblief. Maar Jesus berisp hulle, Jesus raas met hulle, omdat hulle nie wou glo nie. Want deurdat hulle nie geglo het nie, beteken hulle het nie gevat dit wat Jesus vir hulle gegee het nie, en dit beteken hulle het in angs en benoudheid gelewe, en dit was nie meer nodig nie, want Jesus het klaar opgestaan. Ja, kan ek sê, Jesus sal vanoggend met ons ook kom raas. Nie oor wat jy in die verlede gedoen het nie, maar hy sal met ons kom raas, as hy sê, hoekom glo jy nie? Hoekom glo jy nie, ek het jou vergewe nie? Hoekom glo jy nie, jou verlede is afgehandel nie? Hoekom glo jy nie, dat my kruisdood was genoeg vir jou nie? Hoekom glo jy nie, omdat ek regtig opgestaan het en lewe, en dat jy 'n nuwe lewe? Hoekom glo jy dit nie? Hoekom aanvaar jy dit nie? Dis wat hy sê.
Just take it. Dis joune. Maar saam met die vergifnis doen niks anders. Hy sê vir hulle, gaan verkondig ook hierdie vergifnis. Julle het die vergifnis ontvang, maar gaan gee hierdie vergifnis nou aan vir ander mense. Soos wat julle vergewe is, moet julle ook vir ander vertel van die vergifnis van Jesus. Maar hy voeg iets by, vergifnis saam met bekering. En ek gaan nou nie daarby lank stil staan nie, maar ek wil net sê, hierdie twee hoort by mekaar, absoluut soos karperde, jy kan hulle nie losmaak nie. Jy kan nie vergifnis kry sonder bekering nie. Bekering beteken ek herken ek was verkeerd. Petrus het snot en trane gehuil nadat hy Jesus verloon het. Hy het besef hy was verkeerd, dis bekering. Bekering, ek besef ek was verkeerd. Ek kom terug na Jesus toe. En vergifnis, ek aanvaar. Hy het my totaal vergewe. Daar's 'n vierde aspek van hierdie vrede wat Jesus vir hulle gee. En dit is dat hy vir hulle beloof om die Heilige Gees aan hulle te gee. En ek het nou nogal daaroor gedink, julle moet net so 'n bietjie wag. Ek dink dis die eerste week in Junie, dan het ons Pinkster. Dan gaan ek die hele reeks doen oor die persoon en die werk van die Heilige Gees. Wat is ongelooflik belangrik, ek gaan dit nie alles nou in die preek insit nie, want dan kan ons nooit by die lekker kos uitkom nie. Maar hy beloof om die Heilige Gees aan hulle te gee, en die vrede lê juis daarin, dat hulle nie alleen hierdie pad hoef te loop nie. Kyk, hulle was benoud, hulle was beangs, want Jesus het gesterf. Ja, hy het opgestaan, maar hy gaan weg. Hy het vir hulle gesê, ek gaan weg. Maar hy sê, ek gaan julle nie as weeskindertjies agterlaat nie. Hy gee vir hulle die vrede. Hy sê, julle is nie alleen nie. Ek stort die Heilige Gees oor julle uit. En die Heilige Gees sal julle vul, en die Heilige Gees sal julle krag gee, en die Heilige Gees sal julle in staat stel om as kinders van die Here te lewe. Dis die Heilige Gees wat vir my daai vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Kom ek sê dit vir jou, Jesus se opstanding het dit vir jou verwerk. Dalk sit jy vandag in omstandighede wat vir jou baie erg is. Dalk is jy vandag in 'n situasie wat jy nie 'n idee het hoe jy daar gaan uitkom nie. Maar die Heilige Gees kom gee vir jou 'n stuk vrede. En daai vrede lê daarin dat jy weet God is in beheer. En God is aan my kant en God sal vir my sorg. En hy sal voorsien. Dit kry ek alleen met die Heilige Gees wat God vir my gee. En die laaste, die 5de aspek, saam met sy vrede en in die vrede kom gee die Here Jesus ook vir hulle 'n nuwe opdrag. Gee vir hulle 'n missie, 'n taak. En hierdie opdrag sal die res van hulle lewe beheers. Dis die agenda vir die kerk vir alle tye. Jesus sê, julle het nou hierdie dinge beleef. Julle het nou wonderlik Paasfees beleef. Julle weet wat dit beteken om Jesus regtig te ken. Julle weet hy is die verlosser. Julle weet hy het gesterf en opgestaan. Julle weet julle is vergewe en hy het gesterf vir almal se sondes. Julle weet die Heilige Gees werk in julle en gee julle krag. Hy sê julle weet dit nou. Nou moet julle my getuies wees. Julle moet nou daarvan gaan vertel. En julle moet dit met ander gaan deel. Nie in julle eie krag nie, maar juis in die krag wat die Heilige Gees aan julle gee. Kom ek sê net een dingetjie voor ek afsluit. En ek dink dit is baie belangrik. 'n Mens kan net 'n getuie wees van dit wat jy self beleef of gesien het. Met geloof, met Jesus, 100% waar. Jy kan alleen getuig van Jesus, dat hy jou sondes vergewe, dat hy jou kom nuut maak, as jy dit self beleef het, ervaar het. Petrus kon getuig, ek gaan lees sy briewe, hy kon getuig van die vergifnis, die vrymaking, wat Jesus vir ons gee. Hoekom? Omdat hy ervaar het hoe Jesus hom absoluut vergewe het na sy gruwelike sonde.
Paulus kom by mense aandring dat hulle die versoening met God moet aanvaar. Hoekom? Omdat hy beleef het wat dit beteken om met God versoen te word daar op die Damaskuspad. Toe hy 180 grade weg van God op pad was. En God hom kom omkeer het. Ek en jy het iets om met mense rondom ons te deel. Ons kollegas, ons bure, ons werksmense, ons vriende. Net as ons self ervaar het dat Jesus het my sondes vergewe. Ek is 'n nuwe mens. Ek leef nuut. Sien, Jesus wys vir sy disippels sy hande en voete as 'n bewys dat dit regtig hy is. Kan ek en jy vir die egtheid van die evangelie instaan? Wat bedoel ek daarmee? Kan ons die hande en die voete wys om te sê, dis waar, kyk na my. Dan sien jy, God het 'n mens vergewe. Totaal. Kyk. Sien hoe stikkend ek was. Maar weet dit, God het my vergewe en ek leef in daai nuutheid. Kan ek en jy vir mense wys? Ja, hier's die wonde. Hier's die stikkende, die seerplekke van die verlede. Ek hoef dit nie te ontken nie, ek hoef dit nie weg te steek nie. Ek hoef dit nie skaam te wees daaroor nie. Dit het regtig gebeur en dit is sleg dat dit gebeur het. Maar God het my vergewe in Jesus en ek is vry. Kyk, ek is vry. Kyk, my lewe is anders. Kyk, ek leef anders. Weet julle, as ons wil getuies wees, en ons gaan daaroor ook vorentoe praat, dan moet my lewe getuig dat ek wel gered is, dat ek vergewe is, dat ek daarom ander vergewe, en dat ek daarom as 'n nuwe mens leef, dat ek regtig God se vrede het, sy shalom. Ek is heel gemaak. Ek is nie perfek nie, maar ek is heel gemaak deur Jesus. Jesus leef, ons is sy getuies. Ons wat hierdie vergifnis en bekering self ervaar het, ons moet dit ook gaan uitleef. Mag jy vandag ervaar dat Jesus vir jou persoonlik kom sê, vrede vir jou, shalom, my vrede kom gee ek vir jou. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre kan net stil word en net besef hoe wonderlik dit is dat U 'n vrede kom gee wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede te midde van onstuimige see en onweerswolke, is 'n vrede te midde van baie negatiewe omstandighede. Dankie, Heer, dat U vir ons lief het. Ons loof U, ons prys U. En wanneer ons nou gaan nagmaal gebruik, bid ek, Here, dat dit juis vir ons die teken sal wees, dat U ons absoluut vergewe het, dat U ons absoluut lief het. Here, ons is afhanklik, totaal van U. Sonder U is ons niks. Sonder U het ons niks. Maar dankie dat ons deur die bloed, die dood en opstanding van Jesus, en deur die kragwerking van die Heilige Gees, werklik nuwe mense kan wees, kinders van God, nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, nagmaal is vir elkeen wat gedoop is en wat die Here werklik lief het, wat kan bely, ek het Jesus ontmoet. Ek het my lewe aan hom oorgegee deur bekering. Ek het daardie vergifnis van my sondes ontvang. Ek is nie volmaak sondeloos nie, maar ek is vergewe.
deur die bloed van Jesus. Die Here kom gee vanmôre die nagmaal juis om ons geloof te versterk en ons op hierdie pad vorentoe te laat gaan. By die tafel sien ons die brood en die wyn. Die brood en die wyn wys vir ons op alles wat Jesus vir ons gedoen het. Dit bewys vir ons hoe lief Jesus het. Alles wat ons hierdie Paasfees gevier, beleef, oor nagedink het, dit word in die nagmaal saamgevat. En die Here kom sê vir Jesus kom sê vanoggend vir my en jou, ek het dit vir jou gedoen. So lief het ek jou. Nagmaal wil ook vanmôre spesifiek vir ons kom sê, Jesus het opgestaan en hy leef. En daarom moet jy ervaar, wanneer jy die brood vat en wanneer jy dit eet en die wyn of druiwesap, dan is dit Jesus wat dit vir jou kom gee en sê, ek is 'n werklikheid, ek leef, ek is by jou. Ek loop hierdie pad saam met jou. Mag ons vanmôre die nagmaal gebruik, juis met daardie wete, deur sy dood en opstanding is ek verlos. My sondes totaal vergewe. Want deur die werking van die Heilige Gees is ek 'n nuwe mens en leef ek as kind van die Here. Kom ons gaan sit aan by die tafel en ja, kan die persone wat aan die tafel sit net vorentoe kom en die kerkraadslede, julle kan hier voorkom sit. Geliefdes, terwyl ons by die tafel aansit, gaan ons net luister na 'n lied. U hoef nie saam te sing nie, u kan saam sing, sag as u wil, u kan net bly sit. Dis die nagmaalslied, dit is 'n gereedmaak vir die nagmaal. Luister mooi daarna, sing saam as jy wil, maak dit 'n geleentheid om jouself voor te berei. As daar enige iets is wat jy met die Here moet regmaak, maak dit reg. Maak jou hart skoon, dat jy vanmôre nagmaal kan gebruik in die regte gesindheid. Ek staan skuldig voor hier. Voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart en my siel is so verward en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van U rykdom en U seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas.
kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons staan op en dan doen ons hardop saam belydenis van ons geloof en dan bly U staan vir die tafelgebed en dan kan U weer U plekke inneem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Almagtige God en Hemelvader, in hierdie oomblik wanneer ons by die tafel aansit, wil ons net sê dankie Here. Dankie vir 'n liefde so groot, dankie vir 'n verlossing so absoluut, dankie vir 'n genade. En dankie Here dat ons dit ook vanmôre net kan kom ontvang. En ons wil dit vat, en ek bid dat elkeen dit sal vat, en sal toeëien, en dat ons werklik U vrede in ons lewe sal beleef, en dat daardie vrede ons lewe sal bestuur en beheer, en dat daardie vrede ons getuienis sal wees na buite, dat mense dit sal sien en dit sal ervaar. In Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. Ons gaan die brood en die wyn vir u uitdeel. By elke skinkbord is die ry in die middel is druiwesap. Dis dieselfde kleur as die wyn, maar die ry in die middel, reg in die middel, dit is druiwesap. Die ander is wyn. Neem dit, hou dit by u, wanneer ek die instellingswoorde aan die tafel doen, dan eet ons almal saam en dan drink ons almal saam.
maak, is daar iemand wat nie van die brood gekry het nie, dan kan jy net die hand opsteek. Of van die wyn. Die Here Jesus het die donderdag voor sy kruisiging met sy disippels die Pasga gevier. En hy het by daardie tyd, tydens die ete, het hy 'n stuk brood geneem en hy het die brood gebreek. En gesê, die brood wat ek breek, dit is simbool van my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word aan die kruis. Hy het dit toe uitgedeel en vir sy disippels gesê, neem eet. En as jy daarvan eet, dink daaraan, glo, en wees verseker dat my liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Soos wat die wyn vloei wanneer ons dit skink. So het die bloed van Jesus gevloei, van die kruis van Golgotha af. Hy het die beker geneem met die wyn in en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël word deur my bloed. Hy het dit aan die disippels gegee om daaruit te drink en vir hulle gesê, neem, drink almal daaruit. As jy daaruit drink, dink daaraan, glo, wees verseker dat my bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Here, ons loof en prys U naam. U is goed. Aan U liefde is daar geen einde nie. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U Uself oor ons. Soos 'n vader sy kinders se sondes vergewe, so vergewe U ons oortredinge. U gee ons nuwe krag. U vergewe ons sondes en herstel en genees ons. Ons sien en proe dit in die brood en die wyn uit dankbaarheid. Wil ons U prys, wil ons U dien, wil ons U volg. Here, ons kom wy ons lewe opnuut aan U, maar ons wil ook hier uitgaan en ons wil werklik met vreugde gaan leef. Ons wil 'n nuwe lewe hê. Here, bid dat die Heilige Gees ons so sal vul, dat die Heilige Gees so beslag sal neem van ons lewe, dat ons nie anders kan as om 'n getuienis te gaan leef van die vernuwing, die vrede, die vergifnis wat Jesus gee. Amen. U het 'n geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Dankie. Baie dankie.